jou vlees nie. Jy hoef nie op 'n Vrydag aand jou mooiste klere aan te ek moet vanaand baie aantrek want ek preek. Ja, maar jy hoef nie jouself op te, natuurlik moet jy mooi aantrek as jy kerk toe kom, natuurlik. Maar jy hoef nie jouself op te pop en te probeer om te sê, ek wonder wat se seun gaan ek vanaand vang en die seuns macho wees en dink wat se meisie gaan ek vanaand kom vang nie, want dan dien jy die Here met die vlees en nie met die gees nie. En die woord van die Here sê waar die gees is, daar maak my vry. As die gees in jou midde is en jy bring die gees saam in die kerk van die Here, dan word jy vry. En hy maak die mense om jou ook vry. En soos wat ek vroeger gesê, daardie gees is vanaand in hierdie plek ook. Jy moet vanaand besluit, wat wil jy doen? Hoe wil ek die Here dien? Wil ek die Here dien met my vlees? Of wil ek die Here dien met my gees? Ons het gesing, nou that I'm getting ready to leave this world. As ek die Here net met my vlees gaan dien, jou vlees kan die hemel toe gaan nie. Jou vlees bly agter. Dan gaan jy dit nie maak nie. Maar wanneer jy besluit dat ek wil 'n verhouding met die Here hê, ek wil die Here dien met my gees, dan gaan hy jou offer aanhoor en hy gaan jou kom seën en hy gaan jou kom ontmoet en hy gaan jou kom vrymaak. Halleluja. Met gees en in waarheid. Jy kan nie jou lewe ingaan, veral ons as jong mense, wat 'n hele groot toekoms voor ons het, kan jy nie ingaan sonder die Here nie. Hoe wil jy 'n toekoms bou as die Here nie saam met jou is nie? As die Here nie aan jou kant is nie? Jy het nodig om die Here te ken in jou hele lewe, in jou verhoudings, by jou skool. Jy kan met die Bybel op jou kop slaap en hoop jy gaan die wiskunde toets deur. Nie regtig jy werk nie, hoor, ek het getraai. Maar as jy leer en jy bid, dan gee die Here jou die wysheid. Halleluja. Die woord van die Here leer ons dat as jy wysheid kort vra van die Here, dan sal hy jou gee. Jy het nodig om die Here te dien in gees en in waarheid. Jy het nodig om jou hele lewe te offer vir die Here. Jy moet jou vlees kan kruisig. Jou kruis kan opneem en die pad saam met die Here te kan staan. Hoe James het een keer iets van sy status gehad, daar's 'n liedjie wat sê, we were born to follow. Hey, we were born to follow. Jesus het gesê, neem jou kruis op en volg my. Ons moet Jesus volg. Jy moet jou kruis opneem. Wat is die kruis? Dis die vlees wat jy kruisig. Jy kruisig jou vlees en jy dien die Here in gees. Ons almal ken vir Saulus. Saulus, dat ons dit net duidelik maak, was nie 'n sondaar nie. Saulus het net geglo Jesus is nie die Messias nie. Saulus was 'n rabbi. Saulus was iemand wat die Christene vervolg het, omdat hy het geglo Jesus is nie die Messias nie. Daarom het hy die Christene vervolg. Alhoewel hy die Here gedien, hy het God gedien, maar hy het nie geglo in Jesus nie. En hy maak briewe bymekaar. Hy kry al die briewe van die hoëpriesters wat sê dat, wat hy wil gaan ingee, wat sê dat die Christene mag vervolg word en die Christene mag gedood word. En hy is kwaad. En hy is ongekrap, want hy kom nou net van Stefanus af. Wie ken vir Stefanus? Stefanus is die heel eerste martelaar vir Jesus. Stefanus het besluit dat ek gaan die Here dien met my hele gees, met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand. Alles wat in my is, gaan ek die Here dien en ek gaan my vlees gaan ek kruisig en die Here dien. En hy word die eerste martelaar. Die mense stenig hom omdat hy Jesus bely as die saligmaker. En terwyl hulle hom stenig, sê hy dat ek sien Jesus aan die regterhand van God staan. Halleluja, ek moet ek hierdie maand gepreek, hoor.
Hy het nie omgegee, hy het nie eens daai pyn gevoel nie, omdat hy die Here gedien het in gees. En Paulus het hierdie papiere by hom, en hy gaan op pad na Damaskus toe. En ewe skielik, suddenly, something happened. In die middel van die dag, wanneer die son skyn, kom daar nog 'n skerper lig, wat die son doodmaak en in sy oë skyn en hy's blind. En hy vra, wie is die? Hy sê, ek is die Here wat jy vervolg het. En julle ken die verhaal, en Saulus kom tot bekering en hy word Paulus. En hy word 'n kragtige, magtige, evangelis vir God, en wat die naam van Jesus verkondig. Jy sien, hy het 'n sudden change gehad. Hy het 'n sudden verandering gehad. Die Here het hom ontmoet, en die woord sê dat hy is gedoop. Daai dag nog, ek bedoel 3 dae daarna toe Aeneas, ek dink Aeneas na hom toe gekom het, is hy gedoop en hy die gees van God ontvang. En jy weet, dis die gees van God wat ons krag gee en ons sterk maak in hierdie tyd waarin ons lewe. As jy nie die gees van God in jou lewe het nie, hoe kan jy sterk staan? Jy sien, toe Dawid gegaan het na Goliat toe en hy het die reus verslaan, is dit nie die klippie wat hom doodgemaak het nie, maar is die krag van God. Ons het die gees van God nodig in ons lewens. Where would I be? Ons het gesê, where would I be if it hadn't been for the Lord? Waar sou ek myself kon gevind het vanaand as dit nie vir die Here was nie? As dit nie vir sy gees was nie? Jy het nodig om die Here te ken in gees en waarheid. Jy het nodig om die Here te dien in gees en waarheid. Jy het nodig om sy gees te ontvang sodat jy krag kan hê. Sodat jy hierdie lewe kan aanpak, nie by jouself nie. Ek staan nie vanaand nie by myself nie, maar ek staan vanaand hierso deur die teenwoordigheid van die Here. En ek staan vanaand in die krag van God. As dit nie vir die Here was nie, sou ek nie vanaand met julle kon praat nie. En ek is eintlik skaam aan een kant. Hulle jok. Julle gaan die mond toe, hulle nie. Jy sien, Dawid was ook klein. En ek weet nie van wie van julle wat dit weet nie, ek klein mannetjie syndroom. Ek is eintlik klein. En Dawid was ook klein. Hy was rooi van sy gezicht was rooi. Ek weet nou net, ander is die rooiste, ek weet nie of die son is op die kop nie, maar hy was rooi, ek is nou nie rooi nie. Maar al was hy die kleinste, het die Here hom nog steeds gebruik. Al is jy die kleinste, al is jy die swakste, die Here kyk na die vlees en die buitenkant nie, hy kyk na die hart, hy kyk na die gees, hy kyk na die hart, as jy bereid is om op te staan vir die Here, as jy bereid is om die Here iets te doen, sal jy jou gebruik, halleluja. Loof die Here is so goed. En die Here het 'n plan vir elke een van ons. Ons moet net in die wil van die Here bly. As jy 'n besluit geneem het in jou lewe en sê dat ek wil die Here dien met alles in my en die Here en jy met die Here volg, moet jy net aan die Here vashou. Want die duiwel sien dit raak en hy laat dit niks. En vanaand toe ek hier uitstap en ek sien al die jong mense, toe word ek sommer bewoond, ek word sommer huil, want ek weet vanaand kyk die Here mooi. Ek is trots op elkeen van julle wat besluit ek sal op 'n Vrydag aand in die huis van die Here wees om sy naam groot te maak. Jy beloof ons groot. Jy beloof ons groot. Die pad is nie altyd waarskyn en roos en vriendelik en lekker nie. Partykeer moet jy deur dinge gaan om by jou eindbestemming uit te kom. Jy sien Josef het die mooiste kleed gehad, het die mooiste gelyk, maar op 'n dag in sy lewe gekom
wat hy in 'n put gegooi is, wat sy broers teen hom gedraai het, en hulle gooi hom in die put, en skeer sy klere af, en hulle verkoop hom aan die Egiptenare. Dink jy, terwyl Josef in daardie put was, het hy gedink dat, ek is nog steeds op pad. Ek dink, miskien het hy getwyfel, en gesê, Here, hoekom is ek hier? Wat maak ek hier, Here, waar is U dan? Maar min het hy geweet, dat dit is die pad na Egipteland toe waar hy sou geheers het, of waar hy sou sy broers kon gehelp het in hongersnood. Min het hy geweet, wat is die pad na môre toe. Al is jy vandag in die put, al is jy vandag aan die onderkant, weet net dat die Here het die weg daarvoor. Die Here het die weg in oog, want omdat die Here leef, sien ek kans vir môre. Omdat die Here leef, weet ek dat môre is reg. Môre sal die son nie skyn, want hy hou die toekoms in sy hande. Hy hou die hele wêreld in sy hande, en hy weet wat môre en oormôre vir jou wag. Die woord van die Here sê, moenie jou kwel oor môre nie, want môre sorg vir homself. Al is jy nou onder, weet dat die Here sal jou optel, en die Here sal jou help. Die woord van die Here sê op so baie plekke, dat die goedertierenheid van die Here eindig nimmer meer. Die Here se goedheid eindig nooit vir sy kinders nie. Dit eindig nooit vir sy kinders nie. As jy die Here ken, eindig sy goedheid nie vir jou nie. Dis 'n tweede gedeelte wat ek met julle wil deel vanaand. Die eerste gedeelte was, dat wat is jou offer vanaand? Is dit vlees, of is dit gees? Wil jy die Here kom dien in vlees en in gees? En ons gaan nou uitnodig gemaak, maar die tweede gedeelte wat ek vanaand vir jou wil sê, dit as jy die Here dien in gees, daar kom 'n dag wat Jesus gaan kom. En hy gaan sy kinders kom haal. En ek het 'n woord vanaand vir mooi om te sê dat weet verseker dat Jesus gaan kom. En Jesus se koms is voor die deur. En as jy nie gereed is nie, as jy slaap nie, maar hy wat is hier is vir die Here. Hom gaan hy saam met die hemel toe. En ek gaan nie nog nie saam met God regeer. Die woord van die Here sê, 2 sal in die bed lê, 1 sal aangeneem word, die ander 1 sal agtergelaat word. 2 sal weg, die 1 sal aangeneem word, die ander 1 sal agtergelaat word. Net vir interessantheid, dat wanneer die Here kom, it's gonna happen in 'n oogblik, reg oor die wêreld. So some places dit gaan aand wees, en ander plekke gaan dit dag wees. En ek dink dis hoekom die woord van die Here sê, 2 sal in die bed lê, en 2 sal weg. It's gonna happen everywhere. In 'n oogwink is die kinders van die Here weg. En as dit verby is dit verby. As dit verby is dit verby. En as jy saam met die Here die weg sien, kan jy saam nie. Jesus het met sy vlees betaal. Jesus het met sy liggaam betaal. As jy die wegrapping mis, gaan jy met jou liggaam moet betaal. Gaan jy met jou bloed moet betaal. Jy gaan moet ly. Jy gaan sterwe met pyn. Daarom is ons liewerste gereed wanneer Jesus kom, sodat ons saam met hom kan gaan. Is jy gereed om saam met Jesus te gaan? En ek weet dat die Here se werklikheid. Ek weet dat God lewe. Ek weet dat Jesus lewe. Ons was by Jesus se graf. En is die enigste plek wat ek weet, dat 'n leë graf soveel duisende mense trek. Want daar die leë graf vertel 'n groot verhaal. Maar ons Messias lewe, ons God lewe, die God is lewe, Jesus het opgestaan, en hy lewe tot aan alle ewigheid. En ek weet dat hy lewe, want God openbaar hom partykeer aan mense. Ek moet julle 'n getuienis vertel van Jerusalem. Halleluja. Ons loop in die strate van Jerusalem in die aand. Ons is 'n groep mense wat daar loop. En terwyl ons so loop in die strate van Jerusalem, kom daar 3 mense na my toe. En moenie my vertel, is nie toevallig nie.
vrouwtjie van Amerika, ek bedoel Engeland, en 2 meisies van Amerika. Hulle ken my nie, hulle het my nog nooit gesien nie. Hulle loop my raak in die strate van Jerusalem. Nie gerook in Jerusalem, broer. Hulle loop my raak in die strate van Jerusalem. En hulle sê vir my, hulle is, ek weet nie wat hulle gesê het nie, want ons toerleier waarsku ons dat jy word beroof en jy word gesteel. En toe die mense na my toe kom en begin te praat, sit daar in my hande myself en ek hou my selfoon vas in my neus en ek kyk hulle net so aan. En hulle sê hulle is evangeliste of iets en hulle het 'n woord van die Here af, hulle het gebid en die Here het 'n woord vir iemand in die strate van Jerusalem en hulle moet die woord gaan vir iemand gee. En hulle het gebid en die Here het hulle teken gegee hoe hierdie persoon lyk. Amen. En hulle het nou net gesien ek loop daar, so hulle wil maar nou net kom draai of dit dalk net ek kan wees. En hulle elkeen het 'n papiertjie in hulle hand waar die Here vir hulle 'n teken gegee het en hulle hou die papiertjies in hulle hand en hulle hou dit so toe. En die ouetjie maak sy papiertjie oop en hy sê, sien op die papiertjie staan daar rooi, red. En ek het daardie aand 'n rooi hemp aangehad. En die tweede meisie maak 'n papiertjie oop en daar staan Coca-Cola. En ek het op my hemp staan dat Jesus Christ en Coca-Cola format geskryf. En ek sê, okay, maar nou begin ek te twyfel. En ek kyk, hierdie mense kom daar gesit het en my dop gehou het. En nou begin ek hier so my kop te redeneer en ek weet nie of die duiwel is wat nou stories nie vertel nie. En nou wil ek nie eers mooi vir hulle luister nie, want ek is net bang, hulle is baie slim en hulle steel my goed. Nou hou net vas. En die laaste meisie hou 'n papiertjie toe en sy sê vir my, what is your name? En ek kyk en sê, David? Ek sê, yes! Sy maak die papiertjie oop en daar staan David binne op die papiertjie. En die Here geef my daarmee aan te woord. En dit was so kostlik. En dit is net daar wat ek besef. En ek weet dat Here, as ek ooit getwyfel het in U, weet ek dat nou, dat U lewe, U is die waarheid. Ek het gesê, ek gaan nie lang wees nie. Want vanavond is dit baie belangrik dat jy het 'n afspraak vanavond met die Here. Jy is nie vanavond toevallig in hierdie plek nie. Maar die Here het 'n afspraak met jou. En ek wil nooit wil ek eers nie daaraan dink. En dat daar een jong mens vanavond hier kan uitstap en verloren gaan nie. Nooit wil ek hê dat met een jong mens hier uitstap en weet ek my saak is eintlik nie reg met die Here nie. En wanneer ek tot sterwe kom daar buite en my saak is nie reg nie, is daar ewige hel wat wag vir hulle. Daarom wil ek nie hê dat een jong mens vanavond moet verloren gaan nie. Terwyl julle so sit, sluit julle oë, vergeet van die ouers wat die stoele wegvat. Sluit jou oë vanavond en dink dat ken ek die Here regtig. En ek
David of James my vra om te kom? Of is ek hier om regtig die Here te dien? En is ek hier om regtig 'n verskil vir die Here te maak? Ken ek die Here? Ken die Here my? 'n Verhouding met die Here is belangrik. Dis die belangrikste. Baie keer gebeur dat dinge in 'n mens se lewe, dan vra jy Here, waarom dit, waarom dat? Maar het jy die Here geken? Het jy 'n verhouding al ooit in jou lewe met hom gehad? Dis belangrik om 'n verhouding met die Here te hê. Hoe is my verhouding met die Here vanaand? Ken hy my? As hy vanaand by hierdie deur moet instap, sal hy na my toe kan loop en sê, hallo my kind, ek ken jou. Sal hy vanaand na my toe kan stap en sê, Susan, ek ken jou, jy's my kind. Kan hy vanaand na jou toe stap en sê, Toepie, ek ken jou, jy's my kind. Ken die Here vanaand jou naam? Het jy vanaand 'n verhouding met die Here? Want as Jesus kom haal hy die wat syne is. En as jy nie een van syne is nie, kan jy nie saam gaan na die Vader se huis toe nie. Terwyl elke oog vanaand gesluit is, en jy voel dat Here, ek wil my lewe regmaak met U, ek wil net seker maak dat ek dien U met my hele gees, vra dat jy so dadelik sal vorentoe kom. Dadelik sal vorentoe kom en sê, Here, ek wil net seker maak dat my saak met U reg is. Here, wanneer U kom, wil ek saam met U gaan. Dankie, Here. Dankie, Here, vir elke siel wat vanaand opkom. Elke een van julle is vanaand kosbaar vir die Here. Elke een in hierdie plek is kosbaar vir die Here. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. Maak nie saak wat gebeur het nie. Die Here het jou lief net soos wat jy is. Die Here het jou lief want hy het jou geskape. Hy het jou gemaak en hy het jou vanaand hiernatoe geroep. Halleluja, halleluja. Ons loof die Here, ons loof die Here. Halleluja, halleluja. Yes, halleluja. Terwyl jy voorstaan, sluit jou oë. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Terwyl jy so staan, iemand sal saam met jou kom bid. Ek vra vir mense in die gehoor, altaarwerkers om by hierdie mense te kom staan. Om by hierdie mense te kom staan as jy voel jy kan. Kom staan vanaand agter hierdie mense. Kom bid vanaand saam met iemand. Want hier is 'n oproep vanaand in hierdie plek. Halleluja, halleluja. Halleluja.
geleerdheid jou voorbij gaan om jou saak met God recht te maak. As jy voel dat jy wil kom, ons is hier. Ons is hier om vir jou te bid, om jou te help. Oh, halleluja, halleluja. Dankie, Here, dankie, Here. Here, dat die bank is. Sluit jou oor, wees bly vir die mense wat uitgekom het. Amen. Sê vir die Here, dankie. Dankie vir soveel mense. Wat vanavond uitgekom het met hulle harte vir die Here. Is al. Halleluja. Oh, spesiaal. Halleluja. Dankie, Here, dankie, Here.
vir julle iets sê. Soos julle almal nou weet, my ou spannetjie speel nou môre in die final. Nadat die binne uitgeskakel is. Maar, hoorie. Bly gou stil. Vanaand was my belangrike. Vang jy nog nie die fever nie, as ek al fever wat ek vang is die Holy Ghost Fire fever. Ja, nou kan ek so bietjie gaan dink oor wat gaan nou môre gebeur. Maar ja, ek wil vir julle elkeen sê baie dankie. Baie dankie. Vir my jeug wil ek sê nog steeds wat ek al die ander weke sê, maar gaan dit nie nou kan herhaal nie. Maar julle weet wat sê ek al die ander weke. Ek sê seker alles die beste. Ek gaan maar sê, julle is die beste. Maak het so, disciples on fire are the André wil gou ietsie sê, net gou voor, hy kan almal net gou vinnig sit, ek wil net gou aankondig gaan maak. Ok. Nou wil ek gaan met ons jeug praat, ons jeug, hier sien. Ja, gaan nie, daar is niemand van ons hier aan die kant hier nie, Richard, daar achter. Ek kruip so weg. Maar Richard, jy weet, ek praat nou met jou, nie? Julle almal weet, ons gaan nou môre gaan ons tent bebou nie. En ek wil vir julle sê, daar is min plek. Die wat nog nie bespreek het, jy moet nou kom. Bespreek. Julle moet nou kom bespreek, die plek is min. Die bus ry môre 3 uur, ons het 'n bus georganiseer, groot bus kom ons haal. Die bus kom ons haal 3 uur môre, julle moet al 2:30 julle hier wees, ok? Ek wil gaan 'n gitaar en goedjies op die gat. Alles gaan daar aangelaai word. So sê asseblief nou vir Tannie Andeline of Tannie Lisel, sê nou julle moet weer plek speel, ok? Dis dit, moenie vergeet môre 2:30 nie en dan André. Nee. O ja, net voor dit. Dis ons roomys nie agter, moenie vergeet nie. As jy uitstap, kry jy jou bakkie roomys. Jy kan die kap hou as jy wil, die bekertjie hou, jy kan die lepeltjie. Weet jy maar die lepeltjie nie mag. Ja, kry net. Maak seker jy het. Dankie. Ja, ek wil vanaand vir die Here al die lof en eer gee. Amen. Dit was 'n lekker aand, regtig. Ons voel baie lekker. Wat ek weer spesiaal gemaak het is, vandag 16 jaar terug is ek getroud met 'n wonderlike vrou daar. Vrou, sy het my bygestaan in die 16 jaar, ons is deur dik en dit. Here, dankie vir Debbie. Toe ek afkondig is nog, ek praat met die oor, ons sit hier op wêreld vol. Moenie vergeet, môre middag 2 uur is dit oefen vir ons opvoering. Ons het 'n nuwe opvoering, so julle moet kom. Ons gaan lekker oefen. Ons het net 2 tot 1 week oor moet oefen. So, asseblief met almal van julle hulp nodig. Dan volgende Vrydag gaan we vergeet die studie by kerk. Ons het 'n verrassing vir julle en daar is nog oggend sonskool 8:30 by kerk en ja. Ons jeug het so, wanneer was dit nou 3 weke terug, maand en 'n half terug. Toe doen ons 'n opvoering en die Saterdag ook, toe kom hulle aan en ons moet oefen. Ek sê hoor jy, ons doen weer 'n nuwe opvoering. So ek dink toe sit aan die 3de opvoering wat ons nou en ons moet op die Sondag aand opvoer. So
Ons doen dit ook om op sulke kort kennis gee. Kom ons gaan staan en sluit ons af met This Little Light. Terwyl ons gaan afsluit tref hier Romeis. O ja, voordat ons gaan. Doopie, kom sluit gou vir ons af. Ja, en ons sing nog weer afgaan. Doopie, die mag jy les. Ok, nou ek soek aan gou 2 sterk seuns om gou die tafel uit te vat. Kom ons sluit gou af, dankie. Dis daar. Liewe God en Hemelse Vader, Here, dankie vir die aand dat jy ons gegee het om hier te prys, Here. Here, U wil ons jong mense is vanaand op Vrydag aand, Here, is nie by kuiers nie. Dat U ons harte sal aanraak, Here. Dat U ons sal genees, Here. Van daai wêreldse dinge daar buite, Here. Ons sit sal miskien, Here, net op die pad sal. Ons sal vashou aan U, Here. Amen. Op die groot en heilige naam. Here Jesus, hierdie jeug wat na Rissenburg afgekom het, dat U saam op die pad sal wees. Dat sal veilig uitkom. Halleluja. Ons sal sê dankie vir 'n wonderlike aand. U kinders se hand aangeraak. Amen. Ons sal U doen bewaar. Van U groot en heilige naam. Here Jesus, help ons deur die week wat voor lê en hierdie naweek. Dat U ons sal aanraak, Here. U ons sonde sal vergewe. Van U groot en heilige naam. Amen. Amen.